Goeiedag mevrou. So my eerste stap is beplanning van my lesdoelwit en my hulpbronne. So om my lesdoelwit te bepaal, sal ek na die KABV se fase oorsig gaan kyk. Ek weet van baie skole wat wel hulle eie weeklikse beplannings het, so daarna kan ook gekyk word. In die KABV sal dit presies vir jou sê watter vaardighede leerders moet bemeester binne 'n kwartaal tydperk. Jou lesdoelwitte moet smart, spesifiek, meetbaar, berekenbaar, relevant en tydsgebonde wees. Dan ook moet jy bepaal watter hulpbronne gaan jy gebruik om 'n sukses van jou les te maak. Jou hulpbronne moet leerders se aandag hou en hulle stimuleer. Anderste, as jou hulpbronne byvoorbeeld net 'n handboek gaan wees, gaan leerders binne die eerste 5 minute verveeld raak en absoluut geen aandag gee aan wat jy sê nie. Dan volgende is jou inleiding en die toets van die voorkennis. Tydens jou inleiding gaan jy eerstens die voorkennis bepaal. So jy kan dit doen deur weer eens na die KABV se vorige jaar se fase oorsig te gaan kyk. So as ek byvoorbeeld 'n graad 5 wiskunde les moet beplan, dan sal ek na die graad 4 se lesbeplanning vir daai spesifieke onderwerp gaan kyk in die KABV. Die voorkennis kan bepaal word deur waar-en-vals-vrae te vra of gewone vrae en antwoorde te vra. En die voorkennis is baie belangrik want dit gaan bepaal hoe die res van jou les gaan verloop. As die leerders nie die nodige voorkennis het nie, gaan jy eers dit moet behandel voordat jy aan kan beweeg. Anders gaan leerders baie sukkel met die les en nie verstaan wat jy vir hulle verduidelik nie. Dan ook in jou inleiding moet jy noem wat is die nuwe werk wat behandel gaan word en hoe dit verband hou met die voorkennis. By die onderrigfase moet jy seker maak jy hou leerders dop, laat hulle by is en nie agterraak nie. Deur byvoorbeeld vrae te vra vir hulle 'n klein toetsie te gee wat hulle van mekaar moet opstel om vrae te vra en te sien of hulle nog wel die konsep verstaan tot waar jy heidaglik verduidelik het. Want die oomblik wat leerders begin agterraak, moet jy jou les aanpas daarby en nie alle leerders is gewoonlik geneig om hulle hand op te steek en te sê, juffrou of meneer, ek sukkel, kan jy asseblief weer verduidelik nie. Dan met die assesserings, dit is baie belangrik. Dit help jou as onderwyser om te bepaal of jy vorder en of die leerders vorder. So jy kry die assesserings voor, tydens en na leer. Jy moet ook besluit watter assesserings is spesifiek gepas vir die tipe les wat jy doen. Dan vir jou afsluiting kan jy hersiening doen van die les wat jy sopas aangebied het en jy kan byvoorbeeld dan ook huiswerk gee wat jy 1 of 2 sommetjies saam met die leerders doen om te help dat hulle die konsep inoefen en waar hulle ook dan kan vra indien hulle sukkel. Met die evaluering, dit is baie belangrik, dit gaan ook gepaard met jou assesserings, want assesserings dien ook as 'n vorm van evaluering. Onderwysers kan agterkom waar leerders sukkel en jy kan ook bepaal, was jou doelwit bereik? Indien nie, watter aanpassings moet jy maak vir jou volgende les, sodat jy wel jou lesdoelwit kan bereik? Hoe was jy as onderwyser? Het jy positief teenoor die leerders opgetree? Het jy 'n veilige omgewing vir hulle geskep ensovoorts? Jy kan ook altyd self vir jou kollegas vra wat dieselfde fase en vak onderrig en vra wat was hulle ervarings tydens dieselfde les? Wat het hulle gedoen wat jy dalk kan inkorporeer by jou les om dit beter te maak ensovoorts.